is regtig welkom by die spasie op hierdie dag, waar jy ook al is, het ons 'n wonderlike geleentheid om rondom die Here se woord net saam te kom, stil te word, te lees, te dink, te beleef en op die ou end te besluit wat ons gaan doen. Kom ons word stil. Here, hierdie oomblik in u teenwoordigheid bind ons saam. Ons is vol van die Gees. Ons wil iets daarvan, Here, gaan leef. Amen. Ek het gewonder of jy kan dink aan iemand wat jy ken of iemand bekend, wat jy voel regtig met entoesiasme leef. Iemand wat dit uitstraal dat hulle 'n ingesteldheid het van entoesiasme. En dit wys. Iemand wat onmiddellik by my opkom is aartsbiskop Desmond Tutu. Ek het hom een keer in lewende lywe gesien en sy energie en sy geesdrif, sy entoesiasme is aansteeklik. Nou lees ek in 'n boek van James Hollis, die sielkundige, waar hy kyk na die woord entoesiasme en dat hy dit uitpak en sê die woord, die Engelse woord enthusiasm, kom uit twee Griekse woorde, word saamgestel deur twee Griekse woorde, en theos. En theos beteken vol van God. Ander woorde, om entoesiasties te leef, het iets met spiritualiteit te doen. Altyd. Vol van God. Een van die woordeboekbeskrywings praat van divine inspiration. Toe gaan praat ek met my pa hieroor, my pa is 'n predikant, baie meer ervaring as ek, en ek vertel van hierdie ontdekking van my van entoesiasme en theos, vol van God, en hy sê ja, dis waar die woord geesdrif vandaan kom, of geesvervuldheid. So entoesiasme het altyd met die Gees te doen. En eintlik as ek aan mense dink wat entoesiasme leef en hierdie ingesteldheid het, dan kom my pa eintlik ook eerste by my op. 'n can-do attitude, altyd gereed, altyd energie. Op 78 met nog 'n doktorsgraad begin en beklaai heeltyd dat die dosente nie vinnig genoeg vir hom is nie, maar dis 'n ingesteldheid van om entoesiasties te engage met dit wat vandag daar is. Daarby leer ek baie. Paulus praat in Romeine 12 ook hiervan, wanneer hy vers 9 tot 21 praat oor riglyne vir die Christelike lewe. En ons gaan lees Romeine 12 vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie, wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover. So, hierdie gedeelte gaan oor die interaksie, die stryd tussen die goeie en die slegte. Die liefde en die bose. Maar die slim ouens sê, as ons regtig kyk na hierdie teks, dan gaan dit eintlik oor die ingesteldheid van die Gees. Dit gaan eintlik oor die pneumatologie, die leer oor die Heilige Gees. En dit bevestig vers 11 veral vir ons.
dat jy op die ou end vol van die Gees in liefde sal leef teenoor jou vyand. Dat jy hoop gewortel sal wees in die Gees wat binne in jou woon. Dis eintlik met die Pinksterboodskap. En die verwysings in die gedeelte na liefde is omvattend. Daar's die agape liefde tussen Christene, en dan staan die meer familiale liefde wat genoem word Philadelphia. En dan vers 11. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Hierdie vers 11 vir my is 'n ongelooflike teks. Dit sê iets van die mens se gees en God se gees wat bymekaar kom aan die binnekant en dan iets wys aan die buitekant. Met menslike geesdrif is daar 'n moment waar God iets deur die Gees in jou lewend maak en jou dring om met liefde 'n geesvervulde verskil te gaan maak. Eintlik hierdie momente waar jou gees en God se gees bymekaar kom. En in die teks van hoe 'n Christelike lewe moet lyk, verwys hy dan na 'n klomp goed. Broederlike intimiteit in vers 10. Respek in vers 12. Gasvryheid in vers 13. Die gasvryheid word in Engels vertaal met liberal love. Vers 15, simpatieke liefde as iemand treur. Vers 16, liefde in eenheid en eensgesindheid. Vers 17, goedgesindheid. En vers 18, dat jy op so 'n manier liefde sal leef, dat jy ook met jou vyande kan engage in liefde. En vriende, is dit nie so dat as ons kyk na hierdie lys, dat dit eintlik maar vir ons iets sê van geesvervuldheid nie? 'n Lewe, vers 11, met geesvervulde entoesiasme. En as ons kyk na daai teks, dan is daar 3 woorde wat baie sterk uitstaan. Toewyding, geesdrif, diens. Toegewy fokus op jou dagtaak, oor 'n Christelike ingesteldheid in die hele lewe met toewyding. Geesdrif word ook in verband gebring deur die teks met water wat op 'n oop vlam begin kook en begin borrel. Daai innerlike ingesteldheid, die divine inspiration wat mens laat borrel en dan laat oorgaan tot die derde woord, diens. Diens is altyd gekoppel aan die liefde van vers 9, maar daar's 'n baie sterk verwysing dat ons nie net te alle koste net mense gaan dien nie, maar dat jy seker maak in geestelike wysheid deur die Heilige Gees dat jy elke situasie dien. Dis 'n groot verskil om die situasie te lees en te dien. Die liefde van God, die liefde vir God en die liefde vir mekaar moet uit die evangelie met toewyding geleef word, sodat jy in jou alledaagse werke hierdie entoesiasme sal hê. Dien die Here met geesdrif, vol van die Heilige Gees. N.T. Wright, die bekende Nuwe Testamentikus, praat van vers 11 deur te verwys na 'n passievolle, deeglike benadering tot Christelike diens. En hy pleit dat gelowiges wat hierdie vers lees nie lui sal wees nie, maar geesdriftig, vol energie, om met God se werk te gaan engage waar, nie net in die kerk nie, in jou dagtaak, 'n wye Christelike lewe met 'n diep innerlike motivering gekoppel aan die Gees. Innerlike motivering wat oorgaan tot aksie, vriende. Ek dink dis die uitdaging. Ek sien dit oral, dat ons lewe met goeie intensies, dat ons lewe met bewus word van goed, maar dat ons baie keer sukkel om oor te gaan tot aksie. Ook in myself. Intensies wat net bly by intensies. Jy loop 'n ou in die straat raak, ek loop 'n ou in die straat raak en sê, ons moet regtig 'n plan maak om te gaan koffie drink. Oor 3 maande loop ek hom weer raak. Jogg, ons moet regtig 'n plan maak om te gaan koffie drink. Dis nie genoeg nie. Wanneer gaan dit oorgaan tot aksie? Daar's mos die Engelse
aanhaling wat sê, why procrastinate today about what you can procrastinate about tomorrow. Uitstel intensies wat nie oorgaan tot aksie nie. Ek sien dit in my praktyk in coaching en terapeutiese gesprekke met mense, waar mens stukke genereer en ek besef dit en dat en dan, maar hoe maak ek om oor te gaan tot aksie? Hierdie innerlike entoesiasme herinner my aan iets van dit. En ek dink Jesus gee vir ons die oplossing. Richard Rohr het 'n baie mooi stuk geskryf van hoe Jesus net kom leef het in ons realiteit. Jesus wat heeltemal kom leef het in die lewende tragedie, in die gebrokenheid, het hy geleef, gesterf en opgestaan in hierdie gebroke werklikheid, en hy het vir ons iets van die vermoë gewys om te kom leef in die gewone, my verwysing die ander dag, en in die gewone altyd die hoër orde te soek. In die gewone wanorde altyd die hoër orde te soek. Leef, sterf, opstaan. En dis hoekom die evangelie en die evangelie boodskap en ons uitleef daarvan steeds in this day and age nog heel maak, nog herskep, nog aanraak. Dis hoekom die evangelie boodskap nog lewend is, omdat Jesus kom wys het hoe jy in die gewone chaos iets heiligs kan inbring. En Richard Rohr waarsku ons en sê, ja, die Christendom is dikwels te veel in ons koppe, te veel net in ons intensies, in ons denke. En hy sê, omdat die kerk baie keer sukkel om Jesus se voorbeeld ernstig te neem en te gaan doen, is dit ook vir die wêreld soms moeilik om Christene ernstig te neem. Hoor wat sê hy, you Christians love to talk about a new life, but the record shows that you are afraid to live in a new way, a way that is responsible, caring and non-violent. Dit is 'n verskriklike stelling om te maak. Ek dink die punt is, kom ons herinner ons daaraan, hoe ons seker maak dat ons leef met verantwoordelikheid, met omgee en met vrede. Responsibility, care en non-violence. Daar's baie studies dat mense wat oënskynlik die Christelike geloof verlaat, eintlik nie die Christelike geloof verlaat, maar eintlik kerke soms verlaat, om na Christelike gemeenskappe te gaan soek wat die Christelike waardes leef. In plaas van om by mekaar te kom om na iets te luister, en liturgie deur te gaan en te sing, soek mense groepe wat dit regtig sal leef. En ja, ek sê dit versigtig, ek dink daar's iets regtig beautiful in gemeenskap van gelowiges wat gedissiplineerd by mekaar kom, wat liturgies optree, wat die teks uitlê, wat saam sing, wat saam iets beleef. Daar's iets wonderliks daarin. Maar as dit oorgaan in 'n entoesiastiese leefstyl, as dit oorgaan in jou dagtaak, as ek en jy dit regkry, nie net te sê, ja, ons moet eintlik nog nie, maar 'n ingesteldheid het van, okay, let's do it. In plaas van, ja, ons moet regtig op 'n stadium koffie drink, man. Moet ek eintlik sê, kan ons oor 2 weke Woensdag 12:00 'n koffie skeduleer? Kom ons haal ons fone uit en ons sit dit in. Kom ons gaan oor tot aksie. Dis die boodskap dat ek en jy toegewyd sal leef in ons gewone dagtaak, met geesdrif wat borrel van binne, soos water wat kook op 'n oop vlam, en dan buite in liefdevolle diens begin borrel, waar ons die situasie kan dien. Iemand het 'n tyd terug gesê, hy het die NG Kerk verlaat, omdat daar nie meer geesvervuldheid is nie, en hy soek geesvervuldheid. En ek dink hierdie teks herinner ons dat ons as gemeente naby moet leef aan die Gees, en dat ons dalk prakties weer moet dink oor hoe doen ons dit om vol van God te leef. Dit is nie in my opinie noodwendig 'n groot, hoog, superspirituele ervaring nie. Dis 'n ingesteldheid wat sê
ek gaan hierdie divine inspiration, die heilige inspirasie in die binnekant, gaan ek aan die buitekant leef. Dat iemand van jou sê, jy's iemand wat maar net intensie wys. Jy's iemand wat maar net sê, ja, ons moet nog nie. Maar leef hierdie innerlike entoesiasme. Een van die Engelse vertalings van vers 11 sê, God must be served with this spirit under the influence of the Holy Spirit. My gees en God se gees wat in oomblikke bymekaar kom. En dan oorkook in geesdrif. Ek sluit af. Om entoesiasties te wees oor die lewe, om geesvervuld te wees, is nie noodwendig 'n opgesweepe geestelike ervaring. Entoesiasme lê nie in 'n persoonlikheidstipe of in jou gemoed of in positiewe sielkunde of van 'n sekere ingesteldheid. En ja, in al hierdie bogenoemde, ja, dit is dit te doen met jou gemoed en jou persoonlikheid, positiewe sielkunde en, maar ek en jy is vol van die Gees. Dit het Pinkster ons aan herinner. Ons is vol van die Gees, dis 'n feit. Daar is innerlike entoesiasme wat moet uitborrel wanneer die Gees die water laat kook. Ja, depressie, angs, verlies is 'n realiteit. Glo my, ek is nie naïef daaroor. En hierdie boodskap sê nie dat jy nie so mag voel en moet voel. Party dae voel ons nie entoesiasties nie, maar ons moet glo en vashou daaraan dat die Gees in ons is en dat dit nog moontlik is. Om bewus te wees van oomblikke waar my gees en God se Gees bymekaar kom en jy die Gees jou in 'n rigting stuur en jy net energie voel. Waar my gees en God se Gees connect. Weet jy, dit is ironies dat dikwels in daai oomblikke voel ek en jy ook die naaste aan onsself. Die sielkunde, positiewe sielkunde, goed rondom bewussyn praat van die ware self, die authentic self. Die authentic self is nie 'n individualistiese, humanistiese konsep nie. Die authentic self is ook naby aan God se Gees binne in jou. Waar is jy nog entoesiasties in this day and age? Ja, daar's baie redes tot pessimisme. Maar kies ook weer vandag prakties om oor te gaan van intensie na aksie. Gaan kies een ding prakties vandag wat jy sê, ja, ek stel al lank uit, ek sê heeltyd ek moet. Ek gaan dit nou doen. Ons moet eintlik vir koffie ontmoet. Kom ons skeduleer dit. Ek wil so lankal wonder ek, moet ek vir hierdie persoon sê ek is lief vir hulle? Gaan sê dit. Daai een ding wat jy nog moet afhandel, gaan doen dit. Jy gaan sien dat dit 'n bietjie energie opwek. En hierdie innerlike entoesiasme kan waar word op soveel vlakke. Daai ding met die werk wat jy uitstel, daai gesprek wat jy moet hê, alles is dalk 'n moeilike een. Gaan oor tot aksie. Beteken ek 'n toewyding in my dagtaak. Dit beteken ek is geesdriftig, entoesiasties om elke situasie te dien in liefde. En eintlik is dit gesetel, ons het nou Romeine 12 vers 9 tot 21 gelees. Romeine 12 vers 1 tot 8 is eintlik die basis van hierdie Christelike lewe. 1 en 2 sê gee jouself as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dis die basis om jouself selfloos te wees, om jouself bietjie weg te gee, om jouself te offer en met daai ingesteldheid dan van die binnekant af te leef. Egte entoesiasme is nodig om 'n betekenisvolle lewe te leef. Dis 'n sinnetjie wat staan in die tydskrif Psychology Today. Egte entoesiasme is nodig om 'n betekenisvolle lewe te lei. Ek en jy wat in Jesus glo sê, egte entoesiasme het altyd met die Heilige Gees te doen.
die divine inspiration, die vol van God, die geesdrif, die geesvervuldheid, wat soms maar kan oorgaan in aksie. Mag die mense rondom jou so vlammetjies aangesteek word deur jou entoesiasme, deur jou ingesteldheid, deur jou vermoë om oor te gaan van ek wil graag, maar ek gaan en ek het. Dis wat Jesus gedoen het. God het gesê, ek sal mens word. Ek sal julle sonde dra. Ek sal een van julle word. Ek sal sterf. Ek sal my seun gee. Hy sal sterf en hy sal opstaan. Ek sal die gees in julle plant. Dit is julle innerlike geesdrif. Leef daarmee. Amen. Here, dankie dat U hierdie vlammetjie binne in ons aansteek. Dankie dat ons nie geesvervuld hoef te wees nie, maar dat ons geesvervuld is. Help ons om te leef met hierdie entoesiasme, vol van U. Alleen in ons verhoudings, in ons werksverhoudings, in ons gemeenskappe, in die kerk, in die land, in die wêreld. En ons bid, Here, in hierdie tyd in die wêreld, dat U ook deur die innerlike vlammetjies wat U aansteek in die wêreld mense sal help om oor te gaan tot vrede. Dankie dat U dit eers vir ons gedoen het. Amen. Mag die Vader jou lei en jou beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon en mag die Heilige Gees jou inspireer om daai heilige inspirasie te voel, te beleef en te laat oorborrel in entoesiasme. Gemaak een ding klaar. Amen.